Goeiedag, baie welkom weer eens by 'n uitgawe van die ANP Inligtingsdiens video reeks. En ja, dit is nou op die oomblik lekker koue winter, maar die politiek is op die oomblik vuurwarm in die land. Met al die skandale wat plaasvind, nasionale dialoog wat beplan word en dies meer. Maar nou ja, ek is Henk van der Graaf, redakteur van die Afrikaner, gesels vandag met meneer Fritz van Graan, die leier van die ANP. Fritz, dankie, laat ons weer 'n bietjie met jou ook kan gesels. Ek dink daar is 'n paar positiewe dinge wat op die oomblik besig is om plaas te vind, wat veral vir die Afrikaner positief kan wees. En die een is nou die nasionale dialoog wat nou beplan word. Nou, ons het al aan die Afrikaner so rukkie terug met jou onderhoud gehad wat jy gesê het, maar daar is eintlik eerder tyd vir 'n Afrikaner dialoog in plaas van 'n nasionale dialoog. En as 'n mens nou kyk na wat selfs vanuit sekere, ek wil amper sê tradisionele linkse kringe gesê word, dat hulle ook teen die nasionale dialoog is om verskeie redes. Maar brei 'n bietjie uit, wat sou jy bedoel onder 'n Afrikaner dialoog en waarom juis 'n Afrikaner dialoog? En waarheen moet daardie Afrikaner dialoog ons uiteindelik heen lei? Henk, ja, dit is uiteindelik maar die oplossing, want Afrikaner dialoog, die woord sê eintlik vir jou klaar, dit is tussen Afrikaners. Dit is die toekoms van ons volk, en as ons by mekaar kan uitkom as Afrikaners en gesels oor, natuurlik selfbeskikking gaan die hoofonderwerp wees. Ons het 3 boustene waarop ons werk as Afrikaners. Die eerste een is ons godsdienst, ons kultuur en ons taal. Ons kultuur sluit natuurlik in ons taal en in ons land. Ek meen, dit sal werk, en dit kan 'n mens sien, soos wat Dr. Verwoerd het jare terug al gesê, toe hy die tuislande begin initieer het, dat daar in Europa was altyd oorloë en dinge, totdat hulle Europa verdeel het in lande, met hulle verskillende kulture en goed. So ek sou sê, volkstate, want elke volk het sy eie staat gehad. Dit was eintlik die ding, dit sal werk, en ons weet, dan kan 'n mens mekaar ontmoet. As jy 'n woord gebruik of 'n uitdrukking gebruik, dan verstaan jy hom. As jy met hierdie ander kulture gesels en ander volkere, man, hulle is totaal op 'n ander stasie as jy. En 'n mens wil nie daarmee sê die ouens is sleg en die ouens is goed nie. Jy wil net onderskeid tref wat 'n skepingsfeit is. En ek dink dis waarna ons moet kyk. Nou as jy praat van die nasionale dialoog, toevallig het ek nou die aand op die TV so onderhoud gesien, en ene Rolf Meyer was daar betrokke. Ja, mens kan omtrent lag. Tim Du Plessis en hierdie Barnard Beekman het die Lorenza Eckhardt met hulle onderhoud gevoer, wat baie interessant was, dat Tim nou so gedraai het teen hierdie goed. Hy dink dit gaan 'n totale geselsery wees, en daar's 'n spekulasie van 700 miljoen rand, wat ene Rolf Meyer sê, hy het nog maar net gehoor van die bedrag, maar daar was nie kosteberekenings daaroor nie. So dit is klaar vir jou ding, en Tim sê, nee, dit gaan net weer 'n verskoning bied vir die regering van die nasionale eenheid, as dinge nie reg uitwerk nie. Dan sê hulle, ons het gepraat, soos wat hulle in 94 en 96 eintlik met die grondwet uitgekom het. Klomp gepraat, kyk waar sit ons daarmee. Ja, wat kan 'n nasionale dialoog uiteindelik nou beter doen, as wat 'n regering wat verantwoordelikheid behoort te hê kan doen. Precies. Regering van die dag sit met die mag in hande. Hy moet dinge regryk. Hy moet, wat gaan 'n nasionale dialoog nou nog verder gedoen kan kry? En as jy gaan kyk na die rolspelers wat daar is, ek dink Rolf Meyer is min of meer die enigste, daar is ook nog enetjie of 2, wat 'n Afrikaner van het, alhoewel hy waarskynlik lankal nie meer 'n Afrikaner hart het, wat daarbij betrokke is. Verder is dit die Springbok rugby kaptein en 'n skoonheidskoningin en mense wat eintlik nou nêrens in die landse bestuur en die politiek iewers ooit 'n rol gespeel het. Ja, en die feit dat die ANC die inisiatief geneem het, die regering die inisiatief geneem het, wys dat hy die ding beheer en kaap. Daar het Ramaphosa nou al met die klomp vooraanstaandes sy eie vergadering gehad daarmee. En nou ja, die geld is natuurlijk die een ding wat daarbij uitkom.
Maar om net weer terug te kom by 'n Afrikaner dialoog. Jy het nou die term selfbeskikking genoem en gesê die verskillende kulture. En dis heeltemal waar, jy weet, wat in ons kultuur, in ons, ek wil sê, in ons westerse demokrasie geld as korrupsie. Dit geld in Afrika nie as korrupsie nie. Vir hulle is dit algehele bedrywighede. En dit is normaal. Hulle moet mekaar help op die manier. En dit is hoe daai kulture nooit by mekaar gaan kom nie. Die Suid-Afrikaanse eenheidsstaat kan eenvoudig nie werk nie. Dit is 'n eksperiment wat nou al vir 30 jaar lank, jaar na jaar, klaaglik misluk. Waarom sal dit nou vir die volgende 30 jaar of die volgende 50 jaar nou na vore kom? Nou, wat nou wel lekker is dat hier op die oomblik in die hele bedeling is daar nou besig om krake te kom. Ja. En ek dink een van die diepste krake het uit 'n totaal onverwagte oord gekom. En dit is die kommissaris van Natalse polisie, wat nou hier 'n nes oopgekrap het, wat daartoe gelei het dat hulle die minister van polisie op verlof geplaas het, in plaas daarvan dat hy hom afgedank het. Nogal betaalde verlof. Weer eens, in ons wêreld, selfs Italië, Frankryk, Nederland, Duitsland, noem het waar jy wil, sou so 'n persoon se muur afgedank gewees het. Maar hier nie, hier werk die dinge anders. En dan kom jy agter, daar is by jou bevolking, is daar en ook by jou blanke, jou Afrikaner bevolking is daar 'n berebel. Hoekom moet ons aanhou betaal? Nou word daar 'n nuwe minister aangestel. Nou word daar 2 ministers van polisie salarisse uitbetaal. En dit is van die krake wat nou begin kom, en gaan Ramaphosa dit oorleef? Ja, Henk, wat ook baie interessant is, die kritiek wat mense nou sien teen hierdie goed. Ek en jy het al voorheen daaroor gesels. Jy weet, toe Mandela hulle oorgeneem het en so, was mense baie versigtig vir kritiek, want hulle het gedink hierdie kommuniste en so gaat niks dalk nie, maar nou het almal gesien, hulle het geen mag nie. Hulle is eintlik net klomp groot monde en praters en dreigers, afdreiging. Alhoewel daar wel in die korrupsiewêreld gaan dit sleg. Ons het gesien van die valke wat in Natal sommer ontbind is. Daai mense het nogal iets reg gekry. Ene Johan wat daar betrokke was, hoof van die valke, het gesê dat hulle is vervolg en hulle is gedreig en daar's mense vermoor en die tipe van dinge. So in daai hoër kringe is dit wel gevaarlik, die kritiek, en as hulle eers hou vas op die mense het. Maar deesdae as jy sien watter ouens almal kritiek teen hierdie regering en sy mislukkings gee, hierdie soos Tim Du Plessis onder andere, en hulle is nie meer bang nie, en jy het net nou ook genoem van iemand wat hierdie dinge noem en doen wat ons nie verwag nie van. Ja, ek het selfs nou die dag na onderhoud geluister van Dr. Piet Kroukamp, wat ek gedink het, joe, die man het ook 'n paar denkskuive begin maak, wat onverwags was. Die tragedie is net, dat die mense vir wie hulle gestem het, is eintlik die mense wat die kiesers nou verraai. Ja. Dis die mense wat nou begrotings goedkeur, wat elke keer dreig om uit die sogenaamde regering van nasionale eenheid te stap, wat dit nie doen nie, elke keer bly hulle maar net eenvoudig daar sit. Dis die kos die EFF om 'n mosie van wantroue teen Ramaphosa in te stel. En dan gaan die DA, en ek weet nie van die Vryheidsfront nie, of hulle daardie mosie van wantroue teen Ramaphosa gaan steun of gaan teenstaan. En nou is die argument, maar dit kan dalk slegter gaan. Paul Mashatile kan dalk oorneem en hy gaan nog slegter wees. Ja. Is dit nie maar tyd dat die ding dalk sodanig in mekaar moet stort? Want dan kan 'n mens van die fundament af begin opbou op 'n gesonde basis. As hy eenheidsstaat verbrokkel, gaan dit nie vir ons dan nou deur 'n Afrikaner dialoog juist die geleentheid dan gee om te sê, goed, maar nou lê alles plat op die grond. Kom ons bou op, kom ons herbou. Ja, dis maak dit vir ons baie belangrik dat ons begin mense uitnooi. Jy weet, van wat ons agterkom, wat dink soos ons dink. Juist om so 'n dialoog aan die gang te kry en te praat met hulle. En ons sal dit verwelkom as mense ons kontak daaroor en sê, mense, dis nou tyd, die dinge is baie naby aan verval en tot niet gaan. Wat maak ons Afrikaners? Moet ons by mekaar kom? Hoe moet ons by mekaar kom? En ek dink, ons kan selfs in die Afrikaner dit ook uitnodig. Julle het nou pragtige berigte in die Afrikaner al vir ons gegee. En ons moet die mense beïnvloed en sê, kyk, die HNP
staan nou vir meer as 50 jaar op hierdie beginsels. Dis die beginsels wat werk. Dit het in Europa gewerk toe die volke geskei is. Kom ons kyk of ons mekaar kan verstaan en by 'n punt uitkom. En kom ons vind die grootste gemeene deler, dat ons nie begin hare kloof oor klein puntjies nie. Nee. Kom ons begin daaroor gesels, hoe gaan ons uit hierdie bedeling uit kan ontsnap en kan wegkom. Presies. Nee, ek dink ons verstaan mekaar heeltemal. Hier sit ek en jy nou, ons verstaan dit dan. Hoekom kan ander Afrikaners nie saam met ons die punte so verstaan nie? Frits, kom ons groet op daai positiewe noot. Baie dankie vir die gesels. En baie dankie dan ook dat jy ingeskakel het weer by die HNP Inligtingsdiens video-uitsending. En tot 'n volgende keer. Mooi loop, ons gesels weer. Dankie.